Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, kyk die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Hy is die een van wie ek gesê het, na my kom 'n man wat belangriker as ek is, omdat hy voor my was. Ook ek het hom nie geken nie, maar juist daarom het ek gekom en doop ek met water, sodat hy aan Israel bekend gemaak kan word. En Johannes het getuig, ek het die Gees uit die hemel sien neerdal soos 'n duif, en hy het op hom gebly. Ook het ek hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, hy het vir my gesê, hy op wie jy die Gees sien neerdal en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. En ek het Jesus gesien en getuig, hy is die Seun van God. Die volgende dag het Johannes en 2 van sy disippels weer daar gestaan. Toe Jesus verbyloop, het hy stip na Jesus gekyk en gesê, kyk, die lam van God. Die 2 disippels het hom dit oorsê, en hulle het Jesus gevolg. Toe Jesus omdraai, en hulle hom sien volg, vra hy vir hulle, wat wil julle hê? En hulle het hom geantwoord, Rabbi, wat as dit vertaal word beteken meester, waar bly u? Hy het vir hulle gesê, kom kyk. Hulle het toe gegaan en gesien waar hy tuis gaan, en hulle het die dag by hom gebly. Dit was omstreeks die 10de uur. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die 2 wat gehoor het wat Johannes sê, en Jesus gevolg het. Hy het sy broer Simon eers teëgekom en vir hom gesê, ons het die Messias gevind. Dit is, as dit vertaal word, Christus. Hy het hom na Jesus geneem. Jesus het stip na hom gekyk en gesê, jy is Simon, die seun van Johannes. Jy sal Sefas genoem word, wat vertaal word Petrus. Die volgende dag het Jesus besluit om na Galilea te gaan. En toe hy Filippus teekom, sê hy vir hom, volg my. Filippus was afkomstig van Betsaida, die tuisdorp van Andreas en Petrus. Filippus loop toe vir Nathanael raak en sê vir hom, ons het hom gevind, van wie Moses in die wet geskryf het, en ook die profete, Jesus wat van Nasaret kom, die seun van Josef. En Nathanael vra hom, kan daar uit Nasaret iets goed kom? Filippus sê vir hom, kom kyk. Jesus het Nathanael na hom sien aankom, en sê toe van hom, kyk, hy is waarlik 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. Nathanael vra hom, waarvandaan ken jy my? Jesus het hom geantwoord, nog voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die vyeboom was, het ek jou gesien. Toe antwoord Nathanael hom, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel. Jesus antwoord hom, glo jy omdat ek jou gesien het, toe ek jou onder die vyeboom gesien het? Jy sal nog groter dinge sien. Hy sê vir hom, Amen, amen. Ek sê vir julle, julle sal die hemel oop sien en die engele van God wat opstyg en neerdal op die seun van die mens. Goeiemôre Ligpunt. Dit is lekker om weer terug te wees na ons kerkkamp en vir die van julle wat nie daar was nie, julle het uitgemis. Laas naweek was so spesiaal, so besonders geweest vir ons. Soos wat ons saam was en soos wat ons saam kon tyd spandeer en ek is so dankbaar. My swaar hulle se kerk was hierdie naweek geweest by die einste plek. Hulle is daarso by Olifantsrivier en dit het die hele Vrydag en Saterdag gereën en daai winde het vanoggend deur daai vallei gegaan. So ons moet dink aan hulle, maar die Here was genadig vir ons met dit gewees laas naweek in ons kerkkamp. Vriende, ek wil ook net saam met Dewald en vir Gert vir jou in die besonder welkom sê as jy vandag die eerste keer hier by ons kom kuier of dalk spesifiek hier was vir die doop. Baie geluk en baie welkom ook vir julle hierso in ons samekoms vanoggend. En as jy vandag die eerste keer by ons is dit 'n goeie Sondag om hier te wees, soos wat Dewald genoem het. Begin ons vandag met 'n nuwe reeks. Dink dit behoort op die skerm te wees. Ons nuwe reeks is getiteld 'n vreemde verlosser. En soos wat Dewald gesê het, die doel van hierdie reeks, en ons gaan vir die volgende 6 weke met hierdie reeks besig wees. Ons gaan die vliegtuig land op Paasnaweek. En die idee van hierdie reeks is vir ons om bietjie van nader af te aanskou, party van die vreemde uitsprake, die vreemde uitlatings wat Jesus juis maak in die evangelie van Johannes. Daar spesifieke dinge wat Jesus gesê het in Johannes wat weird is.
En ek en jy kan dit net verstaan as ons, soos wat Jesus dit bedoel het en soos wat die Nuwe Testament skrywers dit bedoel het, as ons vertroud is met die Ou Testament. En dit is wat hierdie reeks gaan doen. Ons gaan kyk na wie is Jesus en waaroor is Jesus, wat is Jesus se roeping? Maar dit wat Jesus sê, lyk vir ons 'n bietjie de mekaar, maar as ons luister met 'n mooi oor luister na die Ou Testament storie, dan besef ons dit 'n kosbare, pragtige waarhede aangaande Jesus is. Vandag, ek sê dit nou, sodat julle dit kan weet, daai heel laaste versie in ons gedeelte, vers 51 is waar ons die meeste van ons tyd gaan spandeer. Dit is die vreemde uitlating wat Jesus maak wanneer hy sê, dat julle sal die engele sien, opstyg en neerdaal op die seun van die mens. En ons gaan 'n bietjie daaroor nadink vandag in hierdie gedeelte. Kom ek bid vir ons vriende. Kom ons bid en ons vra dat die Here nou met ons sal ontmoet en dat hy met ons sal praat en dat hy 'n bonatuurlike werk sal doen in en deur ons. Vader, ons is so partykeer de mekaar oor wat in die wêreld aangaan en wat in ons lewens aangaan, o Heer. En vir daardie rede is ons dankbaar vir tye soos vanoggend, waar ons net vir 'n oomblik kan stop in 'n besige week en in 'n besige wêreld en waar U vir ons goddelike perspektief kan bring. Here, U is 'n God wat praat en U is 'n God wat wanneer U praat, praat U baie, baie duidelik. O Heer, sal U deur die Gees ook nou met ons kom praat, met elkeen van ons, waar ook al ons mag wees en wat ook al ons dag, ons week, selfs 2026, selfs ons lewens tot en met Here was. O Heer, sal U met ons kom ontmoet. Ons kom en ons vra, wees ons genadig in Jesus se goeie naam bid ons dit. Amen. Vriende, ons gebruik die woord sien. As ons praat van om te sien, gebruik ons op verskillende maniere, nee. Baie kere bedoel ons dit letterlik in die letterlike sin van die woord, ons verwys na fisiese sig. Maar baie keer as ek en jy die woord sien gebruik, dan bedoel ons iets veel dieper, nee, as net bloot fisiese sig. Iemand verduidelik aan jou iets en die spreekwoordelike legkaartstukke val in mekaar in en ek en jy reageer en wat sê ons? Ons sê, ek sien. Nou, jy bedoel natuurlik nie daar dat ewe skielik begin jou oë beter werk nie. Nee, eerder wat jy daarmee bedoel is jy sê nou verstaan ek beter. Ek het beweeg vanaf sig af, van sig na insig toe. En ek weet nie of jy bewus is daarvan nie, vriendin, maar dit lê ook by die hart van die Christelike geloof. Christenskap gaan nie net daaroor dat ek en jy sekere feite in die Bybel op 'n stuk papier moet raak sien nie. Christenskap gaan ook nie daaroor dat ek en jy sekere tekens en wondertekens moet opmerk in hierdie wêreld, of dat ek en jy sigbare bewyse moet bekom om die realiteit van God te leer ken nie. Nee, vriende, ons word eerder geroep tot iets veel dieper as bloot fisiese sig. Ons word geroep tot geestelike sig, tot insig, waar die oë van ons harte realiteit sien vir wat dit is. Vriende, volgens die Bybel is om waarlik te sien, is om God te sien vir wie hy werklik is. Dit is om te begryp wie Jesus is en om dan met insig te reageer. Ons noem daai woordjie geloof. Dit is om die onsienlike realiteit te kan sien en dan gepas te reageer. Ons noem dit geloof. Hoor hoe mooi en hoe kragtig het C.S. Lewis het gestel. Bekende aanhaling van hom. C.S. Lewis het gesê, I believe in Christianity as I believe that the sun has risen. Not only because I see it, but because by it I see everything else. My vraag is dan vir ons wel, hoe kom dit tot stand? Nee, hoe kom dit tot stand? Hierdie geestelike sig, hierdie geloof, hoe kom dit tot stand? En die Bybel, veral die Nuwe Testament, se groot antwoord op hoe dit gebeur, is dit gebeur deur getuienis. Deur getuienis. En spesifiek
die getuienis aangaande Jesus, wie Jesus is, wat Jesus gedoen het, besig is om te doen en gaan doen. Dit is daardie getuienis wat ons oë oopmaak en ons bring tot by geloof. En vriende, ek begin hier vanoggend, want dit is wat ons teksgedeelte oor gaan. En ek weet nie of jy dit opgetel het nie. Petrus was by the way reg, ons moes in vers 19 begin het. Okay? So julle gaan dit nou op die skerm hierso sien. Ek wil hê julle moet saam met my volg. Wat ons gaan doen is, ons gaan in 'n oomblik onthou, ons kom by vers 51. Ons gaan vandag meeste van ons tyd in vers 51 en in die Ou Testament spandeer wat oor vers 51 handel. Maar dit is so belangrik dat ons moet sien wat Johannes besig is om te doen tot hy kom by vers 51. So, seatbelts aan, volg saam met my vinnig Johannes 1 vers 19 tot by vers 50. OK, ek wil hê jy moet dit sien saam met my op die skerm. En dit is hoe vers 19 begin, en dit is die getuienis van Johannes. Johannes die evangelis begin deur te verwys na Johannes die Doper. Johannes die Doper is op hierdie stadium in 'n gesprek met die Joodse leiers van die dag. En dadelik in vers 20 maak Johannes die Doper dit duidelik. Hy sê vir die Joodse leiers, hy sê, hoorie, ek is nie die Christus nie. Hierdie is waar sy getuienis begin. Ek is nie die Christus nie. Vers 27, een wat na my kom, dit is hy wat die Christus is. En dan by vers 29, die volgende dag kom Jesus dan. Jesus kom en dadelik is dit Johannes die Doper wat sê, kyk, sien, hier is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Vers 32, weer eens, word ons vertel dat Johannes die Doper het getuig. Hy getuig oor Jesus, en hy sê dat Jesus is die een wat met die Heilige Gees gedoop is. Dis 'n verwysing na die beloofde dienskneg van die Here in die boek van Jesaja. En Johannes die Doper sê dat hierdie Jesus is nie die een wat met die Gees gedoop is nie, maar hy gaan ook ander met die Heilige Gees doop. Inderdaad, hy neem die plek in van die Here van Jesaja. En so sê Johannes die Doper, dan kyk saam met my daar op die teks, vers 34, hy sê, ek wat Johannes die Doper is, ek het gesien, en ek getuig, dat hierdie Jesus is die Seun van God. En so die volgende dag, vers 35, Johannes die Doper staan met 2 van sy disippels, Jesus kom verbygestap, en weer eens, Johannes die Doper kan homself nie help nie, hy wys na Jesus toe, en hy sê vir sy disippels, sê hy soos Jesus verbyloop, vers 36, kyk, is die woordjie sien, hy sê sien, moet dit nie mis nie, hierdie Jesus is die lam van God. En so dadelik los Johannes die Doper sy disippels hom, en hulle is agter Jesus aan, hulle kom by Jesus, hulle vra vir Jesus, Jesus, waar bly u? En Jesus antwoord hulle in vers 39, hoe? Jesus sê vir hulle, kom kyk, kom en sien. En so die gevolg is dat Andreas begin glo in Jesus, en so as hy glo, kan hy nie anders as om te getuig nie. Hy getuig aan Petrus, sy broer, en hy sê, ons het die Messias gevind. En so die volgende dag, vers 43, staan Jesus, en hy kom by 'n man met die naam van Filippus. En Jesus sê bloot net vir Filippus, sê vir Filippus, Filippus, volg my. En Filippus is gehoorsaam. Hy volg vir Jesus. En toe Filippus, soveel so, dat hy begin glo, en hy gaan na Nathanael toe, en hy getuig aan Nathanael, vers 45, en hy sê, ons het hom gevind, van wie Moses en die wet geskryf het. Ons het hom gevind wat die profete oorgeskryf het, en dit is Jesus, wat van Nasaret afkom, en Nathanael soos lag so in sy mou, hy spot so, hy sê, Nasaret, kan enigiets goed uit Nasaret uitkom? En Filippus sê bloot vir Nathanael, kom kyk, kom en sien. En so Nathanael doen dit, en hy word oortuig van Jesus se bonatuurlike krag en wie hy is, en hy reageer dan en hy sê vir Jesus, Jesus waarlik, U is die Seun van God. U is die koning van Israel. En Jesus antwoord vir hom in vers 50,
Nathanael, glo jy, omdat ek jou gesê het, dat ek jou onder 'n vyeboom gesien het? Nathanael, jy sal groter dinge as dit sien. En dit, vriende, bring ons dan by ons kernteks vir vandag. Dit alles is die stroom wat loop tot by die getuienis van al die getuienisse in ons gedeelte. Daar was nou getuienisse van Johannes die Doper, en daar was getuienis van Jesus se eerste disippels, maar nou kry Jesus sy spreekwoord, en Jesus kom en Jesus gee die getuienis van al die getuienisse in die gedeelte, regtig die implikasie van al die getuienisse tot en met hierdie stadium. En Jesus, hierdie is ons kernteks, Jesus sê vers 51 vir Nathanael, amen, amen, waarlik, waarlik, ek sê vir julle my disippels, julle sal die hemel oop sien, en julle sal die engele van God, en die engele van God wat opstyg en neerdaal op die seun van die mens. En dit is waaroor ons dan wil saamgesels. Vriende, in die res van die gedeelte wil ek net hê, in die res van ons tyd saam, wil ek hê, ons moet beter verstaan, wat bedoel Jesus met hierdie baie, baie vreemde ding wat hy sê in vers 51. As Jesus sê dat julle gaan die hemele oop sien en die engele van God wat opstyg en neerdaal op die seun van die mens. Nou die groot ding is, jy kan net verstaan wat Jesus sê as jy vertroud is met jou Ou Testament, en spesifiek 'n baie bekende en 'n baie belangrike teks in die Ou Testament, Genesis 28. So ons gaan 'n bietjie tyd spandeer in Genesis 28, sodat ek en jy kan verstaan wat Jesus hierso sê. En daar gaan 2 waarhede wees wat Jesus eintlik besig is om oor homself te kommunikeer in Johannes 1 vers 51. Hier is die eerste waarheid wat Jesus kommunikeer vir jou en vir my. Sien raak saam met my. Vriende, Jesus sê vir ons, ek wat Jesus is God met ons. Dis wat Jesus besig is om te kommunikeer. Jesus is God met ons. So kom ons so 'n bietjie van stof af, 'n klein bietjie van jou Sondagskool daar, as jy kan onthou van Genesis 28, bekende gedeelte. Genesis 28, vriende, is in die verhaal van Jakob. Nou as jy enigiets kan onthou van Jakob, dalk sal jy onthou dat Jakob was 'n bietjie van 'n shady ou gewees, nê? Jakob was iemand wie se hele lewe gekenmerk was deur die feit dat hy was slinks. Die hele storie van Jakob kommunikeer hierdie slinkse strewe wat hy het om God se guns te bekom. Dit is waaroor sy lewe gaan. Sy naam beteken gryp. Want toe hy in sy ma se maag was, is die heel eerste storie wat ons van Jakob het, gaan Jakob en hy gryp sy broer Esau se hakskeen, want hy wil eerste wees. Hy wil die een wees wat die main man is. Hy wil nie hê selfs daar in sy ma se maag dat dit sy broer moet wees nie. En so sy naam is gryp, en gryp definieer dan die hele storie van Jakob se lewe. 'n Bietjie later, ons weet nie presies wanneer nie, het hy sy broer gekil, waar sy broer was baie, baie honger, en hy sy broer het, ek dink dit was verlensies op, ek sal regtig nie verlensies op my eersgeborene reg opgee nie, maar weer eens gaan Jakob, en hy op 'n slinkse manier, hy probeer die eersgebore reg kry van sy broer Esau. En dan natuurlik net in die hoofstuk voor Genesis 28, is Isak, Jakob se pa, is oud, hy kan nie meer lekker sien nie, en hier kom die slinkse Jakob, en hy sê, hoorie, maar ek het 'n goeie idee, wat ek gaan doen is, ek gaan aantrek, sodat ek lyk soos my broer, ek gaan my stem so klein bietjie probeer verander, sodat ek die seëning van God kan bekom, in steede van my broer. En dit is wat Jakob dan doen, dit definieer sy lewe, 'n slinkse strewe om God se guns te bekom. Maar teen die einde van Genesis 27, vriende, kan ons sien dat daai tipe van lewe het nie goed uitgedraai vir Jakob nie. Ons vind dit in Jakob, en hy is iemand wat bang en gebroke is, en hy moet vlug, want sy broer Esau wil hom doodmaak. En dit is dan Genesis 28 die storie. Isak seën vir Jakob, en hy stuur vir Jakob weg, deels omdat hy bang is dat Esau gaan hom doodmaak, maar Isak stuur vir Jakob dan ver weg, sodat hy nie sal trou met 'n vrou van die Kanaaniete nie, maar dat hy kan gaan trou met een van Laban se dogters. En so Jakob gaan dan, Genesis 28, en hy vertrek vanaf Berseba na Haran, en dan in Genesis 28 kom ons by die hoogtepunt
van Genesis 28, vers 11 en 12. Die teks vertel vir ons dat toe dit sononder was, toe wou Jakob 'n bietjie slaap, en hy's by 'n onbekende plek, en daar's 'n klip, en hy vat die klip vir 'n kussing, klink ook nie vir my baie lekker nie, maar hy vat die klip as sy kussing, en daar slaap hy, en hy droom. En toe Jakob droom, toe sien hy in sy droom 'n leer wat vanaf die grond af opreik tot in die hemel. En op hierdie leer sien hy engele wat op en af hierdie leer beweeg. En die vraag, vriendin, vir jou en vir my, onthou ons is eintlik besig om te probeer verstaan wat Jesus besig is om te sê, in Johannes 1 vers 51, maar die vraag is, wat beteken daardie droom? Nou, ons het nodig om te begin by die hele beeld, dit wat hy sien in sy droom, en dit is 'n leer. Nou, wat is 'n leer? 'n Leer is baie eenvoudig. 'n Leer is 'n ding wat twee plekke met mekaar verbind, maar spesifiek verbind 'n leer twee plekke sodat daar beweging kan wees tussen daardie twee plekke. Maar ek en jy, vriende, sal 'n fout maak om te dink dat Jakob het 'n moderne leer gesien soos daai een wat in jou en my garage staan. Die leer, sê die kundiges daar buite, 10-1 wat Jakob gesien het, was 10-1 wat hulle noem 'n ziggurat. Nou 'n ziggurat, kan julle op die skerm saam met my kyk, dink toring van Babel. 'n Ziggurat was 'n tipe van 'n leer gewees in die antieke wêreld. Wat 'n ziggurat was hierdie leer wat juis gemaak was deur mense. Dit was 'n mensgemaakte leer om te dien as 'n ontmoetingsplek tussen God en mense. In verskillende godsdienste, verskillende tradisies, almal het van hierdie's gehad, selfs jy sien hulle in Suid-Amerika. En wat dit gedoen het, is hierdie hoë, leeragtige, mensgemaakte manier wat ons by die hemel kan uitkom, waar daar ontmoetingplek is tussen God en mens, waar hemel en aarde met mekaar oorvleuel. Maar die treffende ding in Jakob se droom, vriende, besef jy dit, dat dit is God se leer. Hierdie is nie 'n mensgemaakte leer nie, hierdie is God se leer. En die engele van God wat op en af daar beweeg. Hierdie is nie slinkse Jakob wat op 'n manier homself kan kry by God of om God af te trek na hom toe nie. Nee, dit is wat God besig is om hier te doen. Met ander woorde, vriende, hier is die punt, hoor mooi. Jakob se droom simboliseer God se geïnisieerde teenwoordigheid. Dit is wat die droom kommunikeer. En dit word bevestig. Kyk saam met my op die skerm. Net na die droom word dit bevestig, want God sê dit vir Jakob. Net in case Jakob nie geweet het wat die droom beteken het nie. God sê dit vir hom. God sê in Genesis 28 vir hom, kyk Jakob, sien. Sien asseblief tog, ek is met jou. Ek sal jou nie verlaat nie. En Jakob reageer dan, waarlik, die Here is op hierdie plek. Hierdie plek is niks anders as die huis van God nie. Dit is die poort na die hemel. En vriende, nou kan ons gaan na wat Jesus vir jou en vir my sê in Johannes 1 vers 51. O vriende, wanneer Jesus vir ons sê, wanneer Jesus getuig en hy sê, julle sal die hemel oop sien en die engele van God wat opstyg en neerdal op die seun van die mens, dan wat Jesus besig is om te sê, is hy sê dat dit wat in Jakob se droom was, is nou in sy lewe, in hom, hy wat Jesus is dit nou 'n realiteit. Jesus is besig om aan te kondig dat dit wat in Jakob se visioen was, word nou in sy lewe, in sy persoon, in vlees en bloed, het dit tot vervulling gekom. O vriendin, hierdie is die evangelie, hoor dit asseblief tog weer vanoggend, vriende, Jesus kondig aan, Jesus sê dit self vir jou en vir my vandag, Jesus sê vir ons, hy sê dat hy is die ware ontmoetingsplek, tussen God en mens. Jesus is die locus, waar hemel en aarde oorvleuel. Vriende, Jesus is God se teenwoordigheid in lewende lywe. Hy is Immanuel, God met ons. En dit is goeie nuus. Dit is beter nuus as wat ons op die beste van die tye besef.
Die realiteit is, vriendin, is dat ek en jy, en ons almal lyk baie netjies dalk, of semi-netjies, party van ons, bedoel myself, vandag soos wat ons vandag hier so sit, maar die realiteit is dat eintlik is almal van ons eintlik baie soos Jakob, nê? Of dit nou willens en wetens is, of dalk besef jy nie eers jy doen dit nie. Maar ons almal se lewe word eintlik gedefinieer, net soos Jakob se, deur 'n gulsige strewe na God se guns. En party van ons doen dit op verskriklike godsdienstige maniere. Die manier wat ons God se guns wil bekom, is die manier wat ons dit doen dit deur verskriklik soet of oulik of kerk toe te gaan of hierdie te doen of om daai ding te doen. En dis een manier wat ek en jy Jakob probeer wees. En ander van ons, en die ironie is, ons besef nie eers ons doen dit nie, maar ons doen dit net op 'n sekulêre manier. Ons doen dit maar net op 'n sekulêre manier en jy probeer soveel as moontlik geld maak in hierdie wêreld of iemand wees in hierdie wêreld. Hoekom? Want jy probeer vir jouself hemel op aarde kry. Jy probeer hemel en aarde, daardie ding wat in jou is, waar jy voel, maar sekerlik is daar meer tot net my bestaan, tot en met net hierdie tyd, en ons probeer, of deur godsdiens, of deur op sekulêre maniere, probeer ek en jy hemel en aarde by mekaar uitbring, God se guns te bekom. Maar vriende, die ironie is dat net soos in die lewe van Jakob, is die ironie dat jou en my angstige strewe na hemel op aarde, gee vir ons presies die teenoorgestelde. Wat dit doen is dat, wat gebeur is dat, in steede dat hemel en aarde by mekaar uitkom, wat gebeur is, die afstand raak net groter. En dit los jou en my vervreem, net soos Jakob, vervreem van nie net God nie, maar ook selfs van ander. En dit is dan die goeie nuus. Dis die goeie nuus vir jou en vir my vanoggend. O vriendin, hoor asseblief vir Jesus. Dis Jesus wat in vers 51 praat. Hoor Jesus vanoggend met jou praat. Jesus sê vir jou vanoggend, laat staan jou angstige uitputtende bestaan. Laat staan dit. Jesus sê vir jou, jy hoef nie langer te soek. En jy hoef nie langer te sukkel en te strewe om die goeie lewe te bekom nie. Jy hoef nie langer gulsig te gryp om God se guns te probeer bekom nie. Hoekom nie? Wel, sê Jesus, want ek het gekom. Ja, ek het gekom vir gebroke sondaars soos Jakob en vir gebroke sondaars soos jy. Ek is Immanuel. Ek is die God wat van my troon afgeklim het en na hierdie wêreld toe gekom het, ten einde hemel en aarde, God en mense met mekaar te verbind. Vriende, dit is die rede, of dit behoort ons nie te verbaas nie, dat in Johannes hoofstuk 1 vers 14 vind ons daar die bekende woorde, waar Johannes die evangelis aankondig en sê, Jesus is die woord, God self, wat vlees geword het, en wat onder ons kom woon het, en ons het sy heerlikheid, sy godheid aanskou. Kan ek jou vra, soos jy vandag hier so sit, vriendin, het jy al Jesus se heerlikheid gesien? Dis iets wat jy moet sien. Dit is so werklik soos die hand wat jy voor jou gesig sien. Het jy al Jesus se heerlikheid aanskou, dit gesien? Indien jy sê, nee, jy het nog nie, of ja, poen, ek het op 'n stadium, maar my geestelike sig is nou nie meer baie lekker nie, dit is so 'n bietjie grys, dit is so 'n bietjie vaag, kan ek jou uitnooi? Kan ek jou asseblief ook uitnooi met die einste uitnodiging wat daar aan Nathanael gerig was? Vers 46, kom kyk. Kom net weer en kom kyk. Kom spandeer tyd saam met hierdie geloofsgemeenskap. Ons is niks spesiaal aan hierdie geloofsgemeenskap nie. Ons is almal net 'n klomp Jakobs, almal van ons. Niemand van ons is spesiaal nie, maar ons is volgelinge van Jesus. En ons is 'n mense wat dit ons besigheid maak om Jesus te leer ken. En so wat ons doen is, ons probeer Jesus leer ken deur sy woord, vers 45, deur daardie skrif aangaande Jesus. En wat ons doen, ons probeer tyd spandeer met mekaar, Jesus se liggaam, want Jesus het gesê, daar waar 2 of meer by mekaar is, dit is daar waar hy op 'n bonatuurlike manier teenwoordig is, en waar hy homself manifesteer. En so, kan ek jou uitnooi tot dit, kom kyk,
kom sien, kom leer Jesus ken, maar kan ek by jou pleit, want ek dink hierdie is die rede, by the way. Hoekom baie van ons wat dalk op 'n stadium al so bietjie of baie gesien het, nou as ons moet eerlik wees, min van Jesus se heerlikheid sien. Die derde ding hier wat ek ons net tot uitnooi, vriende, is dit. Kan ek by jou pleit, soos jy kom na Jesus se lig toe, dit was Johannes 1 vers 4 en 5, soos jy kom na sy lig toe, en soos wat jy reageer op geloof, kan ek jou aanspoor, hou aan om dit te doen. Moet nie Jesus se lig uitdoof nie. Bly reageer, elke keer as Jesus sy lig skyn, lê dit in, reageer in geloof. En indien jy dit doen, sal jy, soos Nathanael vers 50, groter dinge sien. Maar as Jesus die lig is, vriende, dit is, as ek en jy in die duisternis gaan wandel, maar ons sê ons lewe in die lig, dan gaan ons nie groter dinge sien nie. Dit is wanneer ons reageer in geloof en bly reageer en saam met Jesus bly stap, waar ons soos Nathanael groter dinge sal sien. Ons sal Jesus toenemend in sy heerlikheid aanskou. Dit is die eerste aankondiging van Jesus in Johannes 1 vers 51. Hier is die tweede. Die tweede waarheid wat ons sien in vers 51, vriende, Jesus is nie net God met ons nie. Jesus is ook, en dis wat hy sê in hierdie gedeelte, God vir ons. Hy is God met ons, maar hy is ook God vir ons. Terug by Genesis 28. In Genesis 28 begin daai hele gedeelte met Isak wat vir Jakob seën. Hy seën hom, hy sê vir hom, ek seën jou, die Here seën jou, God almagtig, sê Isak vir Jakob, seën jou. Maar die ding is, Genesis 27 het nou net gebeur voor Genesis 28. Ek wil, Jakob is nie stupid nie. Hy weet hoe hy die seëninge van God bekom. Hoe het hy dit bekom? Deur 'n gulsige, slinkse, sondige strewe en 'n gegryp na die seëninge van God. Hy het bedrog gepleeg om God se seën te bekom. En so sekerlik wat daar in Jakob se hart aangaan, ek is redelik seker op hierdie stadium van die geveg, is Jakob nie baie seker daaroor nie. Hy weet, ek het nou tegnies op 'n technicality weggekom en God se seëning bekom, maar ek verdien nie God se guns nie. En vriende, dit is 'n groot gedeelte van hoekom Genesis 28 dan geskryf is, en dit is 'n groot rede dan vir die droom wat Jakob dan gegee word, om hom daarvan te oortuig. Kyk gou vinnig saam op die skerm, net so gou vinnig 'n interessante ding wat jou gaan regtig help om die boek van Genesis beter te verstaan. In die boek van Genesis is die hele boek van Genesis eintlik vanaf ten minste Genesis 12 tot by Genesis 50 eintlik dieselfde patroon wat oor en oor herhaal. As jy wil weet hoe loop die storie van Genesis, daar het jy dit. Genesis 12 is die groot belofte wat God aan Abraham gemaak het. God sê vir Abraham, hoorie, ek gaan jou God wees, jy gaan my kinders wees. En dan reg daarna, wat ons sien in die storie van Abraham, is daar 'n magdom dinge weens Abraham se eie sonde in 'n sondige wêreld, wat lyk asof God se belofte gaan nie realiseer nie. So wat doen God dan? Wel, God gaan dan, en soos wat daar dinge is wat die belofte bedreig, kom God en hy bevestig die belofte aan wie hy die belofte gemaak het, en dan daarna sien ons dat God kom en op 'n bonatuurlike manier, en hy maak seker dat dit wat hy beloof het, realiseer. Dit is wat God doen. Nou dit gebeur in die storie van Abraham. Gaan lees die storie van Abraham, Isak. Dit is dan die storie wat gebeur dit is die patroon wat uitspeel in die lewe van Jakob en so ook in die storie van Josef. En ek verwys daarna, want vriende, dit is wat hier aangaan in ons gedeelte. Hierdie gedeelte is God se bevestiging van sy aanvanklike belofte aan Jakob. Dit is wat God besig is om te doen. Jy sien, vir Jakob op hierdie stadium is die belofte in bedreiging. Dit word bedreig. Jakob nommer 1 het nie 'n vrou nie, en dis nogal 'n probleem, want die belofte het gesê dat hy gaan 'n nageslag hê soveel soos die sterre. Hy het nie 'n vrou nie. Sy broer Esau wil hom doodmaak, en hy is op pad Haran toe, wat nie in die beloofde land is nie. Dit is in die plek waar Jakob, toe die Here hom aanvanklik geroep het, vandaan af gekom het. En so dit is die doel van die droom.
God gee aan Jakob hierdie droom, want die droom dien as 'n bevestiging aan Jakob, nie net van God se teenwoordigheid nie, maar ook van God se betrokkenheid in sy lewe. En sien hoe God dit juis bevestig het, net na die droom aan Jakob. Kyk weer saam met my na Genesis 28 vers 15. Dit sal hier op die skerm wees. Dit is God wat vir Jakob sê, Jakob, kyk, sien asseblief tog, ek is met jou. En ek sal jou beskerm oral waar jy gaan. Ek sal jou laat terugkeer na hierdie land toe, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek beloof het. Vriende, hoor mooi, dit is wat Jesus besig is om vir jou en vir my te sê in Johannes 1 vers 51. Jesus is besig om aan te kondig dat God se beloftes van beskerming en God se beloftes van voorsiening aan Jakob, dat dit uiteindelik werklik waarlik tot vervulling kom in sy lewe, in sy bediening, in Jesus se eie roeping. Jesus kom as die bevestiging, God is vir ons. Kyk gou vir 'n laaste keer saam met my na vers 51 daar op die teks. Het jy gesien dat Jesus 'n interessante manier na homself verwys in vers 51? Hoekom sê Jesus nie net en jy gaan die engele sien op en af gaan op my nie? Hy sê op die seun van die mens. Dit is belangrik want dit is 'n verwysing en dit is by the way Jesus se gunsteling selfbeskrywing reg deur die Nuwe Testament of deur die evangelies, maar dit is 'n verwysing na Daniël hoofstuk 7. In Daniël hoofstuk 7 ontmoet ons hierdie een soos 'n seun van Adam. En hierdie seun van Adam in Daniël se visioen van Daniël 7 is waar, want hy is by God, hy deel God se teenwoordigheid. En dit is hy wat alle mag en alle krag en gesag het oor alles in hierdie wêreld, in die fisiese en in die geestelike wêreld. En in Daniël 7 is dit hierdie seun van die mens wat regeer oor alles, wat beklei vir sy mense. En weet julle wat se verstommende ding? 3 keer in die evangelie van Johannes hierna, ons gaan dalk hierna kyk in die res van ons reeks. 3 keer gaan Jesus in die evangelie na homself verwys as die seun van die mens wat verhoog word. Jesus gaan dit sê in hoofstuk 3 en in hoofstuk 8 en in hoofstuk 12. Hy sê ek is die seun van die mens wat verhoog gaan word. Maar Jesus sê dit op 'n dubbelsinnige manier. Dis nie net dat ek is die seun van die mens wat soos Daniël 7 se visioen verhoog gaan word nie. Jesus maak dit baie duidelik in daai gedeelte, die plek waar hy verhoog word is waar? Op die kruis. Die kruis is die plek wat vanuit die aarde uitkom, wat na die hemele toe strek, waar die seun van die mens verhoog gaan word. Dit is daar, vriende, in die taal van ons gedeelte Johannes 1, soos wat die seun van die mens, Jesus op daai kruis gaan hang, dit is daar wat waar gaan word, wat Johannes die Doper gesê het, kyk, hierdie is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Dit is daar soos die seun van die mens op daardie kruis hoog verhewe gaan hang. Dit is daar waar hy die koning gaan wees, wat sy newe gaan leer lê, om die vyand te verslaan. Dit is daar soos wat die seun van die mens op daai kruis hoog verhewe word. Dit is daar waar hy, die seun van God is, wat sy lewe gaan neerlê ten einde Jakobs soos ek en jy in die Vader se huis as broers en susters in te verwelkom. Vriende, Jesus se kruis is God se bewys dat hy vir ons is. En my vraag aan jou vanoggend is, bloot dit? Besef jy dit? Glo jy dit? Sien jy dit? Jy hoef nie vir 'n oomblik te wonder, maak nie saak wat in jou lewe op hierdie stadium aan die gang is nie. Dit maak nie saak hoe erg dit is of hoe lank jy worstel nie. Die Nuwe Testament, die getuienis van die Bybel, vriendin, is daar om vir jou en vir my te sê,
Kyk na Jesus. Haal jou oë van jouself af, haal jou oë van jou probleme af. Rig jou oë op Jesus. As dit nie vir jou voel asof God met jou is nie, en as jy nie seker is daaroor nie, kyk na Jesus. Jesus en sy kruis is God se bewys dat hy vir ons is. Dit is hoekom Johannes, wat is Johannes sy heel bekendste versie? Nee, dis Johannes 3 vers 16. Seker die bekende vers in die hele Bybel. Johannes 3 vers 16. Sê vir jou en vir my, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. En so ek sluit af, vriende, met dit. Ek sluit daarmee af. Vriende, hoor asseblief tog mooi. Daar is geen rede. Daar is geen rede hoekom enige van ons, in die taal van Johannes 3 vers 16, verlore hoef te gaan nie. Daar's geen rede vir dit nie. Die lewende God het in Jesus sy enige gebore seun, hy het sy seun vir ons gegee. Hy het hom gegee in sy lewe, in Jesus se lewe en in Jesus se sterwe. Hy is God met ons en hy is God vir ons. God het sy seun vir ons gegee en dit is my gebed vir jou ook, soos jy vandag hier so sit, dalk vir die eerste keer en dalk vir die 1000ste keer in jou lewe, maar my gebed is dat God aan ons die geestelike sig sal skenk, lig wat ek en jy nie gaan vanaf weghardloop af nie, maar ons gaan nader kom na die lig toe. Ons gaan kom en ons gaan dan in hom kom glo. Ons gaan dan ons lewens kom inrig aan die hand van dit wat ons nou sien, is waarheid en is goed en dit is Jesus. En my gebed is dat soos jy dit doen, dat ons nie net die mense sal wees wat dan die ewige lewe sal bekom nie, dit ook, maar dat ons dan soos Johannes die Doper en soos die res van die disippels 'n mense sal word wat dan sal gaan getuig, sodat ons vir ander kan gaan vertel van die Jesus, sodat hulle Jesus kan sien vir wie hy is, sodat hulle in geloof kan reageer, sodat hulle die ewige lewe kan bekom, en sodat ons eendag in 'n plek en in 'n tyd sal wees, vriende, wat daar nie meer 'n hemel en 'n aarde is, hierdie twee realiteite is, ver verwyderd van mekaar nie, maar waar hemel en aarde, geheel en al, een nuwe wêreld word, die nuwe hemel, die nuwe aarde, ons, saam met God vir alle ewigheid. Mag ek jou daar sien. Kom ek bid vir ons saam. Vader, ons loof U vir dit wat U deur die Gees in die persoon van Jesus in hierdie wêreld kom doen het. God met ons, God vir ons. O Heilige Gees, ek bid vir elkeen wat hier is en dat hierdie Jesus vir ons toenemend sigbaar sal word, kosbaar sal word en dat ons mense sal wees wat nie net een keer nie, maar deurgaans in geloof met insig ons lewens sal inrig in die lig van die realiteit van U in Jesus. O Vader, doen daardie werk, net U kan dit uiteindelik doen. Ons het U nodig om dit te doen. Kom o Heer, kom en wees ons genadig, sodat ons die goeie lewe nou en vir alle ewigheid saam met U kan geniet. Ons bid dit in Jesus se goeie naam. Amen.